Goeienaand mense, ons het vanaand 'n verskeidenheidskonsert op Veldfokus en ons begin met 'n rooikop vlieg. Isak Engelbrecht het die insek in 'n foto in Botswana vasgevang en gewonder wat dit is. Dis omtrent 2 cm lank. Duncan McFadden het dit geïdentifiseer as Bromophila caphra en ongelukkig het dit nie 'n alledaagse naam waarvan ek weet nie. Blykbaar is die grootte wisselend afhangende van hoeveel die larwe eet, maar die vlerkspan kan tot 5 cm wees. Soos ander vliee eet hulle verrottende organiese materiaal. Soos Isak opgemerk het, kom hulle voor in die warmer dele van Suidelike Afrika. Die dier het ook 'n treffende kop, maar die keer vir wat daar nie is nie. Dis 'n poenskop gemsbok sonder horings. François Beyers het die foto's in die Galagadi oorgrenspark tussen Mata-Mata en 2 riviere geneem en gewonder hoe kan dit moontlik wees. Wel, hierdie is 'n gemsbok ram en die ramme is geneig tot ewige gevegte en is nie vreemd vir hulle om horings af te breek nie. Soms breek die horings reg in die hulsel af en dis hoekom daar geen stompies sigbaar is nie. Wanneer jy inzoom op die foto, lyk dit na 'n baie ou gemsbok en hy het seker al 'n hele paar ewige gevegte agter die blad. En die laaste een, wel, dit blyk asof dit die heel laaste een was. Terwyl die gemsbok sy hooftooisels verloor het, wys hierdie foto van Mark Maree die tooisels van 'n blomhottentotsgod duidelik. Mark het tyd spandeer om die groeiproses van hierdie hottentotsgod te dokumenteer en hom op verskillende fases van sy ontwikkeling afgeneem. Hottentotsgodde het 'n onvoltooide of hemimetaboliese lewensiklus. Wat beteken dat die nimfe, soos die baba hottentotsgodde, net kleiner weergawe van die volwassenes is. Elke fase word geskei deur 'n vervelling, waar tydens die nimfe bietjie meer groei. Mark het ook die hottentotsgod afgeneem terwyl in sy jag gewaad is. Dis duidelik vanaf die blomhottentotsgod se voorkoms dat sy aanval en verdedigingstegniek is om die blomme en plante groei waarop dit leef na te boots. Dani van Vuren het ook 'n blomhottentotsgod wat eet afgeneem. Dani was baie beïndruk met die krag wat die hottentotsgod tentoongestel het deur sulke groot prooi onder te kry. Hottentotsgodde is baie doeltreffende jagters met hulle vergrote, kragtige voorpote wat ook getand is, asook kouende kake waarmee hulle prooi maklik kan verslind. Hulle het baie groot beweegbare koppe en enorme groot saamgestelde oë waarmee hulle die prooi maklik kan opspoor. Andrei Sacco het 'n interessante ongewêrelde teëgekom wat ook Duncan se aandag geverg het. Hy het eers gedink dis 'n haarbal totdat dit beweeg het. Duncan het dit toe as 'n larwe van 'n tiermot geïdentifiseer. Die koekoekfamilie spesialiseer in die eet van haarwurms, maar daai tiermot kan dalk nou net bietjie te veel van 'n bekvol wees vir 'n koekoek. Hierdie Piet, my vrou, was besig om sy kos te kry van 'n surrogaat ouer, 'n Jan Frederik. Nikki Boy sê dit in Queenstown vir film. Hierdie westerse geelpen sandslang het sy bekvol gekry toe hy die geitjie gevang het. Sanet Fourie het hierdie bydra wat sy in die Marakele Nasionale Park afgeneem het ingestuur. Die gras- en sandslang familie is buitengewoon vinnig en rats en dit moet hulle wees om hulle prooi van geitjies en akedisse te vang. Hulle is agtertandslange, wat beteken dat hulle giftande wys agtertoe en hulle gif is doeltreffend op hul prooi, maar skadeloos vir mense. Die slange maak ook nie 'n groot gewag van eet nie, hulle sluk en hulle seil. Om vanaand se episode af te sluit, het ons 'n baie komiese bydra van Anton Botes, wat 'n pragtige oomblik kon vashang waar 'n jong jagluiperd met 'n bal olifant misspeel. Soms is dit ook maar net vir die pret. Dit is dan al vir vanaand, maar hou asseblief aan om julle bydraes in te stuur, stuur dit na info@5050.co.za en ons sien julle volgende keer. Totsiens.